Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 11de November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Valke slaan toe op 'n bekende tronk. Nuushooftrekke vir vandag: Arto se datum word uitgestel tot 2026. Die Valke slaan toe op 'n bekende tronk. Stryd teen misdaad gekortwek weens gebrek aan voertuie. Man wat sy vrou vermoor met 'n panga kry lewenslange straf. Italië is die gasheer die naweek vir die Bokke. Tyler Fritz wen Musetti in tennistoernooi. Selfone, notaboeke en dokumente is van die goedere wat vroeër in 'n klopjag op 'n tronk in Gauteng gekonfiskeer is nadat 'n wenk oor afpersing ontvang is. 'n Woordvoerder van die Valke in die Vrystaat, sy lede van die Valke in Bloemfontein, bygestaan deur noodondersteuningsspan van die Sonderwatertronk in Cullinan, het donderdag 'n deursoeking en beslaggingsoperasie in die selle van hierdie tronk gaan uitvoer. Volgens die Valke het die bedrieger voorgegee dat hy invloed het oor 'n aktiewe strafregtelike saak en aangebied om die verhoor teen die beskuldigde te laat beëindig in ruil vir 'n betaling van R200,000. In April vanjaar het 'n advokaat van die Nasionale Vervolgingsgesag aan die Valke in Bloemfontein se ondersoekeenheid na ernstige georganiseerde misdaad gemeld dat 'n prokureur wat 'n beskuldigde verteenwoordig het, sy kommer uitgespreek het oor die boodskappe. Volgens die Valke het die beskuldigde se vrou glo WhatsApp-kommunikasie ontvang van iemand wat hom as 'n polisielid voorgedoen het en beweer dat hy saam met die staatsaanklaer aan die saak werk. Die persoon het betaling geëis om die vervolging te kan staak. Die Valke het die oorsprong van die boodskappe na die Sonderwatertronk nagespoor. Dit het gelei tot die operasie wat op minstens 8 gevangenes gemik was wat glo met afpersing verbind word. Met die deursoeking het die beamptes op goedere afgekom en dit gekonfiskeer. Die ondersoek duur tans voort. Planne om die strafpuntstelsel vir padverkeersmisdrywe landwyd in te stel is nou met 7 maande uitgestel. Baba Krisi, minister van vervoer, en Moluleko Tlengwa Aradjink het gistermiddag aangekondig dat hulle besluit het om die administratiewe beregtiging van padverkeersmisdrywe ARTO tot 1 Julie 2026 uit te stel weens die probleme wat in hulle assessering van munisipaliteite se gereedheid opgeduik het. Die departement sê hy sal binnekort die nuwe proklamasie publiseer. Die stelsel sal steeds in fases ingestel word, soos wat aanvanklik beoog is. ARTO sou aanvanklik al in 2022 ingestel word, maar in 'n saak waar die organisasie teen belastingmisbruik aanhangig gemaak het, het die Hooggeregshof dit ongeldig verklaar. Die stryd teen misdaad in die Nelson Mandela Bay word gekortwek aan 'n tekort van werkende polisievoertuie met polisiebeamptes wat van die teenbende eenheid en blitspatrollies wat dikwels nie op voorvalle kan reageer nie weens 'n gebrek aan voertuie. Die blitspatrollie is die prioriteitsmisdaadeenheid van die polisie en daar is dit van kritieke belang dat hulle vinnig op voorvalle kan reageer, het een Cameron gesê. Cameron het tydens 'n toesigbesoek gehoor dat die blitspatrollie net een werkende voertuig het. Die situasie by die teenbende eenheid is nie veel beter, het hy gesê. Polisiebeamptes soos ouwe Brett Andrews, pa van die vermoorde Kellen Andrews wat 30 jaar oud was, het al hierdie toestande van die polisie se voertuie uitgelig. Kellen is op 31 Desember 2024 in die hartjie van Kibera se bende getuiste noordelike voorstede geskiet nadat die Nissan dubbelkajuitbakkie waaraan hy en 'n kollega op 'n klagte gereageer het, onklaar geraak het. Tydens gister se toesigbesoek het die hoof van ondersteuning by die blitspatrollie in Cameron gesê dat beamptes in baie gevalle hulle eie voertuie vir hulle werksuitgawes moet gebruik. Cameron sê die moreel onder beamptes het 'n nuwe laagtepunt bereik omdat hulle dikwels gedwing word om voertuie te leen of by ander eenhede aan te sluit om hulle basiese pligte te kan verrig. Omdat hulle wil werk, moet hulle by ander skof of die K9 eenheid aansluit as daar plek vir 'n voertuig is. Retief Orendal, DA burgemeesterskandidaat vir die Nelson Mandela Bay, sê die gebrek aan polisievoertuie kos mense hulle lewens. Ons gemeenskappe word deur misdaad getuister en mense sterf daagliks omdat hardwerkende beamptes nie betyds by tonele kan uitkom nie. 'n Man van George is tot lewenslange tronkstraf gevonnis nadat hy sy vervreemde vrou met 'n panga vermoor het en nadat sy hulle verhouding beëindig het. Rodney Witbooi is ook skuldig bevind op aanklagtes van poging tot verkrachting op 'n ander vrou, 2 aanklagte van die onwettige besit van dwelms, huisbraak, poging tot moord en ook op moord. Die reeks aanklagte teen Witbooi het begin met 'n voorval op 25 Januarie 2020 toe hy Hailey Breinders, die Purple Turtle, nagklap in Pilgrimsdorp saam met vriende besoek het. Sy het buite gebly terwyl haar vriende na binne is, waar Witbooi met haar begin gesels het.
Kort hierna het hy haar gewurg en na 'n donkerder deel van die parkeergebied gesleep. Op 20 Desember 2022 het 'n vriend van hom, Witbooi, by sy vervreemde vrou sy huis gaan besoek. Sy het 'n veiligheidsmaatskappy dadelik ingelig dat hy moontlik in die omgewing is. Veiligheidsbeamptes het hom vasgekeer en ontwapen en aan die polisie oorhandig. Leroux is op die toneel doodverklaar. Witbooi het slegs skuld beken op die aanklagte van onwettige besit van dwelms, maar nadat hy getuig het, het hy sy pleit verander in 'n pleitverduideliking ingedien. Die brand wat sedert Vrydagoggend in Bredasdorp by Heuningberg gewoed het, is volgens die bestuurder van die Overberg Distriksmunisipaliteit sy nooddienste tussen 60% en 80% in bedwang gebring. Die brand het vroegoggend op die golfbaan ontstaan en gou na die berge versprei weens die digte plante groei en droë velde. Die hoof van die nooddienste van die Overberg Distriksmunisipaliteit het gisteroggend op die munisipaliteit se Facebookblad sê 'n voorleggingssessie is met grondeienaars gehou wat van die begin af in groot getalle uitgekom het en saam met ons gewerk het om ons te help met hierdie brand. Die brand is teen die oggend in 'n groot mate in bedwang gebring en die brand het nou na Boskoopweg versprei. Ander vennote, soos werk met vuur, help ook om die brande te blus. Die munisipaliteit is egter steeds bekommerd dat 'n verandering in windrigtings verdere probleme vir hulle kan veroorsaak. Spanlede sou deur die nag voortgegaan het met aktiewe brandbestrydings in hierdie gebied. Alles dui volgens 'n politieke ontleder daarop dat die Trump-administrasie Suid-Afrika straks nie na volgende jaar se G20 beraad in Amerika sal nooi nie. Sy sosiale media platform aangekondig, hy het sy plasing afgesluit deur te sê hy sien uit daarna om aanstaande jaar in Miami, Florida, gasheer vir die G20 beraad te speel. Die G20 se stem dra groot gewig en Amerika se afwesigheid sal afbreek daaraan doen, is gesê. Die G20 werk op die beginsel van konsensus en as daar nie konsensus oor sekere dokumente is nie, sal die teks daarvan nie aanvaar word nie. Trump het na die VSA in 'n groot mate onttrek aan heelwat internasionale verdrae en organisasies. Hy huldig die standpunt in dat hulle nie voordele vir Amerika inhou nie, terwyl Amerika vir die bestaan van sulke organisasies ook sal moet opdok. Trump het egter ander lande en bondgenote omgekrap met veral sy buitelandse ekonomiese beleide. Die G20 beraad kan dit vir ander lande van groot belang wees, omdat hulle kan bewys dat hulle ook belangrik is. Die SAKP het intussen gesê Trump se nuutste rassistiese propaganda is niks anders nie as 'n nuttelose poging om die aandag af te lei van die werklike volksmoord wat Israel met Amerika se hulp in die Gaza-strook pleeg. Een van die verdagtes, wat deur 'n Kaapstadse metropolisiebeampte agterna gesit is, toe hy Vrydag van 'n dak afgeval het, word van moord aangekla, omdat hy die beampte na bewering in 'n struweling van die dak afgegooi het. Konstabel Tyler Lamb, wat 30 jaar oud was, het sy bewussyn verloor en is ondanks noodhulpbeamptes en hospitaalpersoneel se reddingspogings dood, het die koerante vroeër berig. 2 van die beskuldigdes, onder wie die moord beskuldigd is, het besluit om nie borgtog aansoek te doen nie. Die saak is tot 17 November uitgestel, wanneer die derde beskuldigde wel om borgtog sal aansoek doen. Konstabel Lamb het probeer om die verdagte in hegtenis te neem, maar het geveg en is die beampte van die dak afgegooi. Die verdagte is op die toneel in hegtenis geneem. Volgens die Metro het die polisie later nog 2 verdagtes in hegtenis geneem. Net 3 het egter gister in verband met die voorval aan die hof verskyn en die 4de verdagte kon nie met die voorval verbind word nie. Die beamptes het later ammunisie in die verlate jare gevind en verdere ondersoeke het aan die lig gebring dat die groep na bewering betrokke was wat deel van 'n sakeroof in die gebied gepleeg het. Duduzile Zuma, LP van die MK-party, het geweet sy tree aan 'n husit op met die doelbewuste mense verder aangemoedig tot geweld voer die staat aan. Zuma Zambudla het gister in die Hooggeregshof in Durban verskyn, waar sy aangekla word van aanhitsing tot terrorisme. Sy ontken egter alle skulde teen haar. Sy het onder meer Zulu woorde soos Izashe, laat dit brand gebruik, as ook We See You op X. Die onluste het tot die dood van 350 mense gelei en miljarde rande se skade is aan infrastrukture aangerig. Die wenkbrauw het gister in die hof gelig toe dit bekend gemaak is dat sowat 164 WhatsApp groepe tydens die onluste gestig is. Zuma was nie lid van een van hierdie groepe gewees nie. Die WhatsApp groepe ons onder meer gebruik om massas mense op hoog te hou van planne. Een van die groepe het selfs Kubaanse bande gehad. Ander platforms wat tydens die onluste gebruik is, sluit in Telegram en IMO wat gebruik is om mense te mobiliseer. Discovery Bank is deur die Suid-Afrikaanse Reservebank se omsigtigheidsowerheid met altesaam R3 miljoen beboet weens die nie nakom van sekere bepalings van die Wet op Finansiële Intelligensiesentrums, oftewel die FIS. Die omsigtigheidsowerheid het Vrydag aand in 'n verklaring gesê die sanksies bestaan uit 4 waarskuwings om nie die gedrag wat tot die nie nakoming gelei te herhaal nie
en 'n finansiële boete van altesaam R3 miljoen, waarvan R1 miljoen voorwaardelik opgeskot is vir 'n tydperk van 36 maande vanaf 9 Julie. Jack Morgan, kaptein van Wallis, sal geen verdere rol in sy land se November toetse kan speel nie, nadat hy sy skouer ontwrig het toe hy sonnige 3 teen Argentinië gaan druk het. Morgan het ondanks Wallis se nederlaag met 28 teenoor 52 punte in die Principality Stadion in Cardiff uitmuntende vertoning gelewer. Die besering is 'n groot terugslag met toetse wat van dese maand op agtereenvolgende naweke teen Japan, Nieu-Seeland en Suid-Afrika beslis sal word. Dit gaan nie net oor die speler nie, maar oor die mens. Dit gee egter iemand anders weer 'n geleentheid. Morgan het van naby die doellyn oorgebars om sy 3 te gaan druk. Hy sy skouer ontwrig. Hy gaan waarskynlik vir die res van die toetse nie vir Wallis beskikbaar wees nie. Aaron Wainwright, mede-losvoorspeler, is ook in die tweede helfte van die veld afgestuur. Die Wallisers het gehoop om hulle termyn onder die nuwe afrigter met 'n oorwinning te begin en hulle gees te laat herleef nadat hulle al die toetse buite die een in hulle laaste 20 toetse verloor het. Maar hulle is deur 'n sterk Puma span op die veld oorheers. Dit was uiteraard teleurstellend, maar die groep het ook in die alle opsigte goed gevaar, het Tandy gesê. Jamie George het sy Engelse spanmaats aangemoedig om teen hierdie span te speel, nie die representasie nie, wanneer die Rose en Nieu-Seeland Saterdag op Twickenham kragtig gaan meet. Die feit bly staan dat Nieu-Seeland die wedywering tussen die twee spanne oorheers het en 36 van hulle 46 toetse reeds gewen het met 2 gelyke op uitslae in 120 jaar van hulle kragmetings. Die Rose mik egter vir die eerste sege oor die All Blacks op Twickenham sedert 2012 nadat hulle Saterdag met 38 teenoor 18 punte met Fiji afgereken het. Dit was hulle 9 agtereenvolgende sege. All Blacks het ure vroeër 'n rustyd voorsprong van 17 teenoor 0 teen Skotland op Murrayfield prysgegee. Die tuisspan het teruggeveg om die telling met 17 elk gelyk te maak voordat die Kiwis met 25 teenoor 17 gewen het. Die Springbok het dalk onlangs hulle rugbykampioenskap suksesvol verdedig, maar vir George is daar geen twyfel oor die All Blacks se gehalte nie. Ons moet met 'n duidelike plan vorendag kom waar die Kiwis onder druk gaan plaas en dan perfek uitvoer, want dis wat jy moet doen om hulle te klop, het hy gesê. Die Rose het ook verlede jaar 3 toetse teen Nieu-Seeland reeds verloor. Tristan Lawrence, Jadon Shaper, Sean Lawrence en Jacques Kruiswyk is die enigste Suid-Afrikaners wat donderdag in Dubai op die Jumeirah Golflandgoed in die DP World Kampioenskap gaan afslaan. Dit is die eindtoernooi van die Europese DP World reeks en slegs die voorste 50 spelers op die puntelys het vir die prestigeryke grootte gekwalifiseer. Die Noord-Ier, Rory McIlroy, wat die reis toe Dubai verlede jaar 'n 6de keer in sy loopbaan gewen het, toe hy in die eindtoernooi met 2 hou geseëvier het, is weer die voorloper op die puntelys. Lawrence was weer, soos in 2024, die voorste Suid-Afrikaner op die reeks. Joe Smith, afrigter van Australië, oorweeg dit om die senter Len Ikitau en die loskakel James O'Connor vir die naweek sy kragmeting met Ierland te betrek, en hy vra dat die Wallaby ondersteuners om nie in Saterdag se nederlaag met 19-26 teen Italië geloof in sy span te gaan verloor nie. James sal waarskynlik 'n bietjie vars uitbring. Ek het nog nie met hom daaroor gesels nie om hom by ons aan te sluit nie, maar ek bly in kontak met hom, het die afrigter gesê. Smith erken dat moegheid 'n faktor in sy groep is, maar beklemtoon dat hy steeds vertrou in die spelers se vermoë het. Ons gaan die brandstof en die tank moet bestuur. Ek glo in die groep wat ons het. Ek dink daar is steeds baie werk om te doen om hulle te kry waar hulle moet wees, het hy gesê. Ek het ervaring opgedoen deur afrigting in baie toetse en het spanne bestuur wat nommer 1 in die wêreld was. Ek weet wat er ver om daar te kom en ek weet wat die sterkte en diepte is wat jy nodig het hy gesê. Ryan Mapalele en Glenn Rostraba het 'n hardloopspyl voortgesit en Sondag die eerste Boxer Super Run wedloop oor 5 km in Johannesburg suksesvol gewen. Hulle was verlede maand ook die wenners in Durban se wedloop in hierdie reeks. Mapalele se wentyd was 'n indrukwekkende 14 minute en 20 sekondes. In die elite vroue se wedloop het Kaba van die begin tot die einde oorheers en die eindstreep in 16 minute en 14 sekondes oorgesteek. Van die 2 tot 4 km was dit uitdagend. Eers by die 4 km merk het dit afdraande geword. Ek is bly ek kon 'n goeie tyd op 'n taai roete behaal, sê Kaba. Sy gaan op 7 Desember aan die Valencia Marathon in Spanje ook deelneem. Die All Blacks gaan Engeland Saterdag op Twickenham sonder die kragtige vleuel Caleb Clark aanhef. Clark is weer op die krikkelys nadat hy 'n toets van harsenskudding gedop het na harde stamp in die afgelope naweek se oorwinning van 25 teenoor 17 punte oor Skotland. Die All Black hulpafrigter Jason Holland sê hulle het enkele dae 'n paar belangrike spankeuses vir hulle te maak. Daar is egter goeie nuus op die horison met die verwagte terugkeer van die kaptein in slot Scott Barrett
nadat hy die Skotland kragmeting weens 'n besering misgeloop het. Daarna sal Wallace die laaste hekkie wees wat oorkom moet word. Scott Robertson, breier van die All Blacks, het egter nog 'n wortel voor sy neus. Benewens die Grand Slam sal die All Blacks alles moontlik daarin kan slaag om die Springbokke verby te steek as nommer 1 span op die wêreldrugby se ranglys. Sou die Bokke in enige van hulle oorblywende toerwedstryde teen Italië, Ierland of Wales vasval. Engeland gaan egter 'n groot uitdaging aan die man in swart bied na oortuigende oorwinnings van 33-18 oor Fiji en 25-7 oor Australië. Die Amerikaanse tennisspeler Taylor Fritz het sy eerste hek in die ATP jaareindtoernooi in Turyn oorkom toe hy gister die tuisgunsteling by Lorenzo Musetti afgereken het. Fritz het 'n oortuigende oorwinning van 6-3 en 6-4 behaal. Fritz is nou saam met Carlos Alcaraz bo aan die Jimmy Connors groep. Die Spanjaard het Sondag met 7-6 en 6-2 met Alex de Minaur van Australië afgereken. Fritz sal vandag teen Alcaraz te stand kom en Musetti sal de Minaur takel. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek, Messina 1932, Polokwane 1525, Lephalale 1723, Mbombela 1530, Mahikeng 1526, Pretoria 1725, Johannesburg 1423, Ermelo 1322, Kalahari 2334, Gaborone 1829, Richards Bay 1934, Pietermaritzburg 1530, Durban 1830, Port St Johns 1826, Pongola 1833, Maputo 1930, Bethlehem 1024, Bloemfontein 1428, Alawal Noord 1329, Welkom 1526, Vryburg 1627, Kimberley 1831, Appington 2334, Prieska 2033, Springbok 1733, Karasburg 2033, Keetmanshoop 2135, Mariental 2235, Alexanderbaai 1521, Brandvlei 2135, Loederitsbaai 1730, Vredendal 1532, Kaapstad 1723, Sutherland 1728, George 1623, Jeffreys Bay 1727, Kabarra 1730, Grafreinet 1532, Kapogolas 1523, De Aar 1730, Molteno 1125, Beaufort Wes 2034, Oos-London 1831. Markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.19 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.23, die euro verhandel teen R19.89, die pond verhandel teen R22.67, die yen kos 11 sent, die prys van silwer is $50, 12 Amerikaanse sent, platinum kos $1,587, palladium kos $1,427, die prys van goud per fyn ons is $4,098, die prys van Brent olie per vat is $63.63 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: soms moet jy die wêreld op sy skuif om jou eie hartklop weer te kan hoor. Al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.